Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 8 Julie. En ons lees vandag saam Psalm 145 van vers 8 tot 14. En ons gaan dit lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Here, U is my toevlug en my krag. Help my om op U te vertrou, om my hart stil te maak voor U, sodat ek die stem kan hoor te midde van die storms van my lewe. Lei my nou in U vrede. Amen. Psalm 145. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat hy geskep het. Almal wat deur U geskep is, loof U, Here, en die troue dienaars prys U. Hulle vertel van die koninklike mag en getuig van die groot krag. Die mense moet weet van sy krag, van sy koninklike mag en majesteit. Die koningskap is 'n koningskap vir alle tye. Die heerskappy strek oor die geslagte heen. Die Here help almal op wat geval het. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die psalmdigter herroep die verbondsbelijdenis van Eksodus 34 op. Die bekende pragtige woorde: Die Here, 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid, wat troue liefde vir duisende bly handhaf, wat skuld, oortreding en sonde vergewe. Maar let op die oorvloedigheid en die verbeelding van die psalmdigter oor wie ingesluit word in God se lankmoedige liefdesverbond. Almal en alles is 'n tema wat deur Psalm 145 loop. Almal wat deur God geskep is, en sy barmhartigheid strek oor al sy werke. Al sy werke word ingesluit in hierdie barmhartigheid van God. Dink vir 'n oomblik na oor die alles en die almal in jou lewe. Dink oor almal in jou lewe en dink aan alles van jou werke. En sien dan hoe God se barmhartigheid, se liefde vir almal in jou lewe en vir alles waarmee jy besig is, beskikbaar is. Dis ook 'n liefde en 'n trou wat nie ophou nie. Oor geslagte heen, 'n koningskap vir alle tye. Dink aan hierdie oorvloedige verbeelding van die psalmdigter, wat amper in kontras is met hoe ons as moderne en postmoderne mense dikwels dink oor spiritualiteit of God. Amper asof ons die gevoel kry, maar in 'n moderne lewe is God se heerskappy, dit kry al hoe minder 'n greep op die wêreld en op ons verbeelding. Maar hierdie psalmdigter is oortuig dat elke generasie, elke era, elke tydvak waarin 'n mens leef, is God se goedheid en God se barmhartigheid sigbaar. Maar dit is sigbaar nie net vir hulle wie se lewens reg loop nie. Ook vir hulle wat geval het. En nie net sommige wat geval het nie,
almal wat geval het. Is interessant, Eksodus 34 se verbondsbelofte lees ons of bely ons in die nadraai van die goue kalf episode. Dis God wat hom opnuut verbind aan sy volk nadat hulle geval het. En hier kom gee die psalmdigter vir ons aan hierdie beeld dat God is die een wat ophelp wanneer iemand val. Die beeld hier is om te stit en regop te hou. En so kom hou hierdie psalm hou ek vandag regop. Dit verbreed my verbeelding oor wie God is en hoe God in my lewe betrokke is. Dit lei my weg van my vervalle vertroue in die goue kalvers en stit my stewig in sy heerskappy en krag. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.